Hartlik goeienaand, liewe vriende. Dit is voorwaar vir ons 'n groot voorreg om ook vanaand hier so saam te kan wees. En kom ons gaan dan net die oë sluit, dan bid ons saam en vra dat die Here vir ons sal kom seën. Ons dierbare Here Jesus, baie dankie vir 'n wonderlike geleentheid om so saam te kan kom. En Here, as ons maar net opnuut voor U stil word en ons dink aan die geweldige prys wat dit gekos het sodat hierdie diens moontlik kon wees, dan wil ons net vir U sê dankie dat U aan die kruis gesterf het en gewillig was om U lewe te gee. En Here, dat U ook uit die dood uit opgestaan het, sodat hierdie diens kon plaasvind. Ons wil aan U al die lof en die eer kom bring. En ons het vanaand geen ander begeerte as net dit, dat U verhoog en dat U verheerlik sal word by hierdie geleentheid dan ook, en dat U naam groot gemaak sal word. Kom dan en besoek vir ons, en ons dankie vir elke gebed wat al reeds opgegaan het vir hierdie diens ook. En ons weet, Here, dat U so U doel dan ook sal kom bereik dan. Wees ook so op elke ander plek, oor ons land heen, waar die evangelie ook vanaand verkondig sal word. Seën dit en gebruik dit en ons eer U daarvoor vir dit wat U kom doen. Ook so wil ons bid, Here, vir almal wat dalk op kruis kyk later, na hierdie uitsending mag kyk, dat U dit ook sal seën en dit sal gebruik, en ons eer U daarvoor. Amen. Nou, ons wil ook so aan elkeen van die kruiskykers ook net welkom sê, en ons is bly dat hulle dan ook kan inskakel dan. Nou, lieve vriende, ek wil U nooi, as jy die Bybel saamgebring het, om saam ons oop te maak, daar by Jesaja, die 50ste hoofstuk, Jesaja eintlik hoofstuk 51, Jesaja hoofstuk 51, ek wil net 2 verse daar saam lees, en dan gaan ons 'n bietjie met die deel dan ook vanaand dan. Kom ons gaan saam lees Jesaja 51 vers 2 en vers 3. Aanskou Abraham, julle vader, en Sara wat julle gebaar het, want as eenling het ek hom geroep en hom geseën en hom vermenigvuldig. Want die Here vertroos Sion, hy vertroos al sy pynhope en maak sy woestyne soos Edom en sy wildernisse soos die tuin van die Here. Vreugde en blydskap sal daarin gevind word, danksegging en die klank van liedere. Luister na my volk, en neig die oor tot my nasie, want 'n wet sal van my uitgaan, en ek sal my reg vasstel as 'n lig van die volke. Net tot daar uit die wonderlike woord van die Here. Nou, lieve vriende, toe Dominee Johan my geskakel het en gevra het of ek sal gereed sou wees, en of dit te vinnig sou wees om te getuig van dit wat gebeur het, en hoe die Here vir ons gedra tot en met hier, het ek was dit gereed in my hart om te vertel van wat gebeur het, en hoe die Here vir ons tot hier dra. Ek kan vir u sommer in die begin van hierdie diens sê, dis wonderlik, hoe groot die God is wat ons aanbid. Hy doen waarlik ver bo wat 'n mens bedink of verwag. En mens kan nie anders as om aan die Here net vas te hou in tye soos die, en ek vertrou dat vanaand ook so vir u tot groot seën sal wees. Nou, ek het probeer dink aan 'n tema, en daar's verskillende dinge en gedagtes, en kan ek maar hierdie tema by vanaand se diens dan sit, dat vertroosting hang af van ons verhouding met die Here. Hoe u verhouding is met die Here gaan baie bepaal in watter mate en hoe die Here u kan vertroos. En daarom wil ek maar dit as tema dan aanbied. Net so vir interessantheid, in die woord van die Here word daar 2 geleenthede of 2 gebeurtenisse opgeteken waar die Here Jesus geween het. Net die 2. En ons lees van hulle in Johannes 11 vers 35 met Lazarus, en jy ken die gedeelte, en dan lees ons daar in Lukas 19 vers 41 waar die ander gebeurtenis toe die Here oor Jerusalem geween het. En hoe die Here oor daardie stad en oor die mense hartseer was dat hulle nie bekeer het tot die Here nie. Daar is egter 'n ander vers wat ek ook vir u wil lees, net daar in Hebreërs wil ek dit vir u lees, Hebreërs 5 vers 7 en 8, wat vir ons aandui dat die Here het baie ander kere, wat dit dalk nou nie so spesifiek opgeteken is nie, tog geween het, terwyl hy op aarde was. En dis daar in vers 7 en 8 staan daar hierdie woorde. Hy sê, hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep, en dan hierdie woorde, en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angs.
Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Dis die vers in Hebreërs 5 vers 7 en 8. En daarin sien ons dat die Here is dan die God, wat waarlik vir ons sekerlik omgee en vir ons voorsien, en dat hy deel in al ons hartseer. Liewe vriende, ons leef in 'n tyd wanneer mense in hartseer beland, hulle baie dom dinge baie keer aanvang. Wanneer hulle in moeilike omstandighede kom, dom dinge aanvang. En ek vertrou dat u vanaand sal besef, dit is nie nodig nie, maar dat die antwoord werklik waar is, maar soos enigiets anders, die Here Jesus is die antwoord. Nou kom ons begin by die begin. Vrydag het ek 'n begrafnis gehad daar in die gemeente, en ek het gepreek oor daardie teksvers, en die teksvers het gehandel oor, alles werk mee ten goeie vir hulle wat God liefhet. Ou tannie, lidmaat in die gemeente, sy moeder wat oorlede is, en ek het die begrafnis ook so begin met daardie dag om te sê, sommige begrafnisse is moeiliker as ander. En ek het hierdie woorde gesê, daar is soms 'n begrafnis waar 'n ma doodgaan en daar bly klein kindertjies oor. En liewe vriende, en die begrafnis was klaar gewees Vrydag, en ons is na Pretoria toe, dinge wat ons maar hier moet kom doen, en as jy hier kom, is daar altyd 'n min tyd vir al die goed wat hier 'n voorreg het om hier te geniet en te kan doen. En ons was hier gewees, en ons het toe ook gereël met Andries, ons wil by hulle ook 'n draai kom maak, want oor hulle klein ding wat gebore is, en ons wil graag bietjie hom ook gesien het. En liewe vriende, die Saterdag is ons toe daar na hulle toe, en ons het daar gekuier, en dit was goed gewees. En op een stadium het ek en Andries ook 'n gesprek gehad, en liewe vriende, en dit het daaroor gehandel, ek kan nou nie al die presiese woorde onthou nie, maar soms kom maar dinge in die lewe wat gebeur, wat nou maar net onregverdig, of hoe wil jy dit nou sê, wat gebeur, en jy moet nou maar weet, dis hoe die lewe, dis maar deel van die lewe, jy kan nie gaan lê nie, jy moet opstaan, jy moet aangaan. En ek het hierdie dinge beamoedig, ek sê, ja jong, nee, dis so. En voor ons by Andries hulle gery het, ek reken dit was omtrent net so na 9 die aand gewees, toe het ons nog saam gebid, soos wat ons sekerlik maar die gewoonte het, en ons het in die kar geklim en ons het gery. Op pad na Bethal toe, so eind voor Delmas, my pa my gebel, ek vra, waar is julle nou? Ek sê nee, ons is nou hierso, en hy sê, maar bel as julle by die huis kom, ek sê, as ek onthou sal ek, want gewoonlik bel ek nie, ek bel eers die volgende oggend weer, en as ek bel, as my ma in die eerste bel nie, in elk geval, en toe het ons gery, lieve vriende, en ons het nog gepraat oor, wat in die gemeente moet gebeur. Ons sou die Sondagmiddag nog by mense gaan eet het, en al sulke dingetjies het ons oor gepraat, oor Andries hulle se kleintjie, en so meer, het ons gepraat, en dis waar die gesprek gegaan het, die kinders het in die kombi op die sitplek het ons plat geslaan, en hulle daarop gelê en slaap, 3 van hulle, en Marlene het voorgesit met klein Madeleine, daar's 4 kinders, Frederik die oudste, hy is nou amper 10 jaar oud, en dan is dit Marlie, sy is vandag 8 jaar oud, en dan Albert, wat dan, hy is nou so 4 jaar oud, en Madeleine is so 2,5, hoe groot hulle is. En sy het by haar ma gesit voor, en almal het so 'n bietjie teruggelê. Nou ek weet nie of Marlene nog geslaap het op daardie tyd nie. En dan eind naby die kragstasie, waar ons Matla kragstasie, waar ons moet afdraai, die stop het ek gesien, die pad daarvoor, so eind aan het ek gesien, daarvoor is dit, en daar het 'n vragmotor van vooraf gekom. En sy ligte was aan, en ek weet nou nie of jy nou die paai in die aand ry nie, as jy ooit na Bethal se wêreld toe ry, moet jy nie in die aand ry nie, al is daar geen ander kar nie. Die slaggate is so, jy sien hom, dis te laat. Daar's hoeveel mense wat nou skade met dit gekry het. Maar in 'n geval, die trok het aangery gekom, en sy ligte was baie skerp, en ek het links gegaan, en ek kon nie dink, hoekom die pad daar is baie mooi, daar's nie gate nie, en ek het maar links gegaan, ek kan nie dink, maar hoekom is jy nou draai in die pad nie, en terwyl ek nog dink oor die draai, oor die pad wat jy moet wees, toe ek verby die trok se ligte is, dis nadat ek nog links gegaan het, toe is die wa in die goed hier voor my, ek weet nie wat alles is hier voor my nie, en ek het nog probeer links gaan, en toe slaan ek die trok, op die kant van die kombi, op my regterkant het ek hom toe nou geslaan. Met die impak het verskoning maar die Engels, die steering rack of wat ook al het afgebreek, ek min met karre wat ek toe doen het en weet, het dit afgebreek, en ons het nog na die linkerkant toe gegaan, lieve vriende,
En ek het toe nog gesien, jong, hier gaan ons nou heel van die pad af, en ek het hom probeer terugbring, en toe ek hom terugbring, toe draai baie vinnig, en die kombi het toe nog begin omdraai, en toe het hy met die agterkant, die voorkant door die agterkant, ek weet nie hoe nie, geslaan, en ons het tot stilstand gekom, toe tot stilstand kom, het ek so gekyk, en ek het gesien Marlene en Madeleine is weg, en ek hoor die kinders huil hier agter, en terwyl ek toe nou so terugkyk, toe onthou ek maar my oog het iets hier gevang. En toe ek so terugkyk, die ligte van die kombi het nog aangebly. Wonderbaarlik, dit is 'n wonderwerk. Nee, dit was die stukkend. En ek het gesien, daar sit Madeleine regop aan huil, en ek kom nie uit by my deur nie, van die ongeluk kan ek nie daar uitkom nie, en ek probeer by die agterdeur, maar daar's te veel goed, ek kan nie daar uitkom nie, en toe ek by Marlene se deur op die ou end, na gesukkel het ek hom toe nou uit, en ek's daar uit, en ek hardloop toe nou daar na Madeleine toe, ek tel haar op, en ek bring haar, ek sit haar hier op haar ma se sitplek neer, en ek kyk of die ander kinders reg is, en toe begin ek vir Marlene te soek, want sy moet mos nou by die kinders wees, né? Dis mos waar ma is in sulke tye. En sy is toe nie daar nie. En nou ja, dan begin 'n ou baie dinge dink, en die ergste ook, ja. En ek hardloop toe na waar Madeleine was, want dis mos waar Marlene moet wees, by haar ma. En dis seker so, seker soos die kombi nou so dwars gestaan het, is dit seker omtrent amper na die nie heel agterste ry nie, maar so tweede ry van agteraf, daar het Madeleine gesit, so eentjie van die pad af. En ek het daar gesoek, dis nou pikdonker, of bedonker daar, jy kan nie sien nie, en ek hardloop oral nie kry nie, en toe ek terugkom na die kombi toe, lieve vriende, toe sien ek hierso steek Marlene se been onder die kombi uit. Nou dadelik val hy plat, en jy kyk, en wat kan doen as 'n omgeploegde grond wat daar was, baie sagte grond, en ek het gesien in die posisie wat sy is, die is baie ernstig. Geroep en allerhande dinge gedoen, probeer voel en alswaan, en toe kom ek agter, sy is weg. Nou, jy hoop dat dit maar net 'n bewusteloosheid is. Jy hoop vir dit. Ek het dadelik die Here gehelp dat ek moes weet, nou moet ek die kinders kalm hou. En hulle huil, jy kan nou maar dink hoe dit toe moes gaan, hulle huil toe nou vreeslik. Ou Marley sy jong, sy wil piepie en ek het haar daar uit, en ek help haar gou en sy wil weet waar is haar ma. En ek sê vir haar, jong, hulle het klaar vir mamma kom haal. En om maar so te troos, sy het nog so 'n bietjie geld gegee, maar hoor jy moet jou sussie nou help hoor. Ja, en sy's terug, en ek het haar terug in die kombi in, en toe, ou Friedrich die oudste, hy wil ook piepie, en ek help hom toe nou ook daarso, en hy vra, waar is mamma? En hy heel vreeslik, ek sê, jong, hulle het jou ma kom haal. Hy sê, nee, waar is mamma? Ek sê vir hom, jong Friedrich, jy moet my nou help. Ek het jou nou baie nodig, hoor. Jy moet nou sterk wees vir my. Ons moet vir jou boetie en sussie nou help. Is jy reg? En hy sê, ja, is reg. Nog 'n bietjie gehuil en hy's terug. Daar het 'n swarte intussen toe langs die kant van die pad gestop, en hy kan nie Afrikaans of Engels praat nie. En ek het nou intussen het ek my selfoon gesoek, lief vriend, hy is weg in die ongeluk. Ek weet nie of hy binne of buite die kar lê nie. Daar lê goeders buite die kar. Dis chaos. En ek kry nie, en hy sê, wys my op 'n stadium, dink ek het my gewys, hy het nie sein of hy het nie geld om te bel of so nie. En toe kom hy weer en ek sê, nee, maar gee my jou selfoon, en ek bel, en al nommer wat ek toe nou vinnig kan onthou is my pa, en ek bel toe my pa en sê vir hom, hoorie, hier's moeilikheid, dis wat gebeur het, loop so eind weg van die kombi af, dis wat gebeur het, bel die ouens op bed al, bel die ouens, laat hulle kom help. En lieve vriende, en toe dit nou gebeur het, toe was dit nou 'n redelike tyd van, wat ons daar moes gewag het, en dinge moes reggekry het, of probeer regkry het wat jy doen. Bel hierso en bel oralheen, en dit het 'n vreeslike lang tyd gewees, wat ons daar was. Koud geraak, kinders warmer aangetrek, klere wat nog maar daar was, en toe het die swarte ook toe nou later gery. Wat ek vir jou op hierdie stadium wil sê is, iemand vra vir my pa vra, wat het aangegaan in die kar tydens die ongeluk? Tydens die stamp en die links afbeweeg en die regs terug en die swaai en al die goeters. Wat het iemand iets, ek sê pa, niemand het geskree nie. Daar was nie 'n woord nie, daar was nie tyd om te sê, Here help nie. Daar was nie 'n tyd om iets reg te maak. As iets verkeerd sou wees, was daar nie 'n tyd gewees om iets reg te maak nie.
En liewe vriende, en ek dink dis waar ek nou wil kom by die erns van die boodskap van vanaand om vir u te sê, jou lewe met die Here moet reg wees. Want hierdie ding kan enige iemand oorkom. Jy weet net 'n week na dit, na ons ongeluk was daar so in Bethal, 'n klein ou dorpie, dit was nie beeld se koerante ook, van iemand wat oor 'n stopstraat gery het, of eintlik was die stopstraat af, eintlik was hy net af. En laat ander mense in die straat afgekom en hierdie ou het oorgery, en 2 jong mense, hulle is getroud, man en vrou, 26 jaar oud, albei dood daar in Bethal, net 'n rukkie dan. So jy hoef nou nie op Bethal se paaie te ry, of met 'n trok kennis te maak nie. Dit kan enige tyd gebeur. En as dit so vinnig gebeur, is jy reg met die Here? Dis seker die belangrikste ding van alles. Is jy reg met die Here? Liewe vriende, dan eis ek en ek sidder. Ek sien mense, hulle drink, hulle dronk en hulle is by watse bose en verkeerde plekke. En dan klim hulle in 'n kar en hulle ry iewers heen. Ai. Daar's nie tyd nie. Daar's nie tyd om reg te maak nie. Een van ons dominees het vir my gevra, het jy enige verwyte in jou? Die Sondag, ek het gesê, nee jong, ek het nie. Ons het nie beklei nie. In die kar het ons nog goed gesels, daar was nie bekleiery of iets nie. Sien dat ons laaste oomblikke kwaad was nie. Dis nie dat ek onverskillig gery het nie. Jy weet, die kombi is maar 'n bietjie swaar, so het maar so by 100 gehou. En so dis nie dit nie. En dis alleen die Here wat hierdie dinge vir 'n mens voor kan help. En jy weet, liewe vriende, as ek wil kom by hoe die Here 'n mens dan vertroos, dan moet ons by dit begin om te sê, as 'n ongeluk so skielik gebeur en jou lewe word in 'n sekonde verander, totaal en al verander, dan moet 'n ou sekerlik 'n anker hê. En daardie anker kom van sekerlik, en ek glo my hele harte, dat 'n ou in 'n verhouding met die Here moet wees. Ja, jy kan na dit ook in 'n verhouding met die Here kom, maar as jy voor dit al in 'n verhouding met die Here is dit soveel beter en soveel makliker. Jy weet, lieve vriende, toe die Sondagoggend was daar baie mense, van die gemeente was daar baie mense, van die familie baie mense, die hele Sondag was daar baie mense gewees. En in so 'n mate dat ek het nie 'n Sondag die Bybel oopgemaak. Sondag aand het ek vir ou Madeleine gevat om haar in die slaap te maak. Ek het saam met haar rukkie uit ek aan die slaap geraak. En iewers wakker geword en dan is jy nou maar so wakker en so. Tot die volgende oggend, tot die maandag oggend kon ek daarom so 'n bietjie die woord van die Here beginne vir die eerste keer gevat het. Daar was Sondag was daar net te veel oproepe, daar was te veel dinge, daar was net dood eenvoudig nie kans gewees nie. En toe maandagoggend neem ek vir die eerste keer die woord van die Here en ek moes maar aanlees waar ek laas opgehou het, en ek lees hierdie woord in Jesaja 50 vanaf vers 4 waar daar staan: Die Here het my geoefende tong gegee dat ek kan weet om die vermoeide te verkoop met woorde. Hy wek my elke môre, hy wek my oor om te hoor soos die leerlinge. Die Here het my oor geopen en ek was nie wederstrewig nie, ek het nie agteruit gewyk nie. Dit lees ek die maandagoggend en ek sê, Here, ja, U weet hoe om 'n mens te verkoop en U weet hoe om 'n mens op te tel, U weet hoe om 'n mens te vertroos. Hoe dit sê, my pa sê toe, ons moet daar na die ongelukstoneel toe, of na die kombi gaan kyk, daar waar hy staan, en daar kan nog goed daar wees en so, en ek wou nie regtig gaan nie. Ek weet ek moet gaan, maar ek wou nie gaan nie. Dit was my baie moeilike ding. Ons is toe daar na die kombi toe, lieve vriende, uit Kriel gestaan, en ons het daar gekyk, en al die dinge gesien, en nog 'n paar goedjies gekry wat agtergebly het, en toe ons van daar af, vra my pa, toe gaan ons na die ongelukstoneel toe ry, en ek sê, nee, is reg, gaan ons ry soontoe, lieve vriende. Dan kom 'n ou in die dag daar, en ek sien, dis 'n reguit stuk pad. En nou baie dinge begin dink. Ek begin die merk op die pad te sien. Daar's 'n merk van die witlyn af omtrent 1 meter, 1.2 na 1.5 meter na die binnekant van die pad toe. Dis waar ek die trok amper moes geslaan het omtrent. En nou sien jy al hierdie dinge. En ek beleef so 'n bietjie, ek kan nie uitmaak die tollery, ek kan nie uitmaak hoe dit gewerk het nie. En ek beleef weer waar Madeleine gesit het. En ek sien hierdie dinge, weet jy, lieve vriende,
En terwyl ek daar is, en ons klim terug in die kar, en so 'n paar foto's neem, en ons klim terug, toe begin die Here my te werk. En dis die heel eerste gedagte, die Here vertroos ons, liewe vriende, deur sy woord. Enige iemand wat in wat se hartseer ook al kom, glo ek my hele hart. As die Here u nog nie vertroos het nie, is daar nog geen vertroosting nie. Al het mense wat alles, baie wonderlike dinge, as die Here jou nog nie vertroos het nie, is jy nie vertroos nie. En lieve vriende, en daar begin dit in na die kar, terwyl ek daar sit. Ek dink op pad daarheen het Dominee Johan nog vir my pa gebel, om met hom te simpatiseer, maar ek dink die telefoon net gelei en net doodgedruk, hy kon nie praat nie. En toe ons, terwyl ek daar sit, en ek beleef al hierdie dinge weer, toe kom die Here, en ek gaan dit nou maar so vir u sê, sommer nou maar so vertel. En die Here stel dit so, was dit 'n wonderwerk dat jou kinders nie seer gekry het nie. Lieve vriende, nie een van hulle, nou Albert het 'n stampietjie in die kop gehad. Hulle het los op die bank gelê en slaap. Nou u wat nou die kombies ken, onder die bank wat jy so plat slaan, is daar so plekkie wat jy goed kan sit. Daaronder was nou opblaasmatrasse, en die laptop was daaronder gewees. Die laptop het in die boot gelê. 2 van die opblaasmatrasse het buitekant langs die kant van die kombi gelê. En nou moet jy mooi hoor, die kantvensters van die kombi is nie eenstukkend nie, is net die voorste venster en die agterste venster wat stukkend is. En hier langs die kant van die kombi lê 2 van hierdie matrasse wat ek nog aan die donker opgetel het. En nou vra die Here, is dit nie 'n wonderwerk wat met jou kinders gebeur het nie? Madeleine wat uitval, liewe vriende, sy kom niks oor nie, niks. Die ander 3 lê op die sitplek en nie een van hulle val uit nie. Hulle kom niks oor nie. En ek moet vir die Here sê, ja Here, u hand was oor hulle. U hand was oor ons. Een van die kerkraadslede wat daar by die ongelukstoneel ook was, hy het gekom en vir my kom sê. Hy sê, jong, ek wil vir jou sê, al was jy Schumacher, jy sou nie die kar kon beheer nie. Hy sê, nou wil ek 'n ander ding vir jou sê, was dit so eentjie in op die kombi, was daar groot moeilikheid vir julle almal. Hy sê, die Here het julle bewaar. En liewe vriende, en terwyl ek nou oor hierdie dinge dink, en ek het gesien het, en ek besef, want partykeer dink jy iemand sê net iets om jou te vertroos, né? Om jy nie skuldig te laat voel, of beter te laat voel. Maar ek sien hierdie dinge. En toe vir die Here sê, ja Here, dankie, ek sien die hand was hier en u het 'n wonderwerk bewerkstellig. Toe sê die Here, was my hand dan in die dood ook? En nou is dit hier waar dit kom. Jesaja 50 het ons gelees, die Here het my oor geopen en ek was nie wederstrewig nie. Ek het nie agteruit gewyk nie. En liewe vriende, die Here kan ou mense oor open, maar jy kan wederstrewig wees. En ek het dit gelees die oggend. En nou weet ek mag nie wederstrewig wees nie, ek kan nie. En ek moet sê, Here, ja, u hand was ook hierin. En toe ek dit sê, liewe vriende, toe kom daar teksverse by my op, teksverse wat ons baie goed ken, ons almal ken dit baie goed, maar ek wil dit tog vir u lees daar in Job 1 vers 21 het hierdie teksverse by my opgekom, naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer, die Here het gegee en die Here het geneem, die naam van die Here sy geloofd, en by dit alles het Job nie gesondig, en aan God niks ongeruims toegeskrywe nie. Met alles wat met Job gebeur het, het hy nie gesondig nie. En hy kon hierdie dinge sê, Here het gegee, het geneem. Vers 10 van hoofstuk 2 van Job sê, maar hy antwoord haar, soos 'n dwaas praat jy. Die goeie sou ek van God aanneem en nie ook die slegte aanneem nie. By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie. Liewe vriende, in hierdie teksvers kom by my op, sal ek die goeie uit die hand van die Here neem, die goeie wat die kinders betref, en nie ook die slegte nie. En ek moet dit aanneem en ek sê, Here, ja, ek neem hierdie saak. En daar in die kar het die Here my vertroos deur sy woord. En dit was die heel eerste saak wat ek vanaand vir u wil noem. Liewe vriende, ons mag in baie ander omstandighede beland. U mag oor ander dinge hartseer wees. Maar dis die Here wat deur sy woord optel en deur sy woord vertroos. As dit nie gebeur nie, is daar geen vertroosting nie. Die skoolsielkundige sê vir my,
Sê die dominee, vir die dood is daar geen sielkundige troos nie. Net die Here kan jou troos. En liewe vriende, en ek wil dit bevestig, waarlik, dit is so. Dis die eerste saak. Die tweede saak waardeur ek vir u wil noem, waardeur die Here ons kon vertroos het, is gebed en nog steeds doen, is gebed. Jy weet, baie keer bid ons as dominees en geestelike werkers en so, ons bid baie vir ander mense, baie keer oor baie dinge, en ewe skielik beland jy in 'n situasie wat baie mense vir jou bid, ongevraagd, hulle bid vir jou, bel van oral oor. Ek kan nie vir u sê hoeveel mense gebel het nie, ek kan nie vir u sê hoeveel mense SMS'e, ek kan nie vir u sê nie, dis wonderlik. En dan sê hulle, ons weet nie wat om te sê nie, maar ons bid vir julle. En ek kan nou lank na die tyd, of 'n hele rukkie na die tyd, kan ek getuig hiervan om te sê, hoe daar tye gekom het, wat, en as jy nou of die insidente vertel, dan sien jy, jong, hierdie kind vat so 'n bietjie 'n dip, of jy self vat 'n dip, dan bel iemand, so hoor jy ons net bietjie so en so, en praat hulle en bemoedig hulle. Een van die kere wat daar 'n tyd was, wat daar ek so 'n bietjie 'n dip gevat het, en vir my bietjie moeilik begin raak het, maar jy mos nou maar sterk, en ons staan nou maar so daar in die huis, en weet, en hier bel iemand, en hierdie persoon bel, en hy was met kanker gediagnoseer, en hy vertel hoe die Here hom aangeraak het, en so aan, en hy sê in die tye, in die aande, wat het vir hom moeilik geraak het, hoe hy net daar, wat hy kan nie slaap nie, die ding raak vir hom te vreeslik, en omdat hy nie kon slaap nie, al wat hy toe gedoen het is, dan gly hy net van sy bed af, en hy begin te bid daar op sy knie, hy sê, en daar op sy knie, toe raak hy aan die slaap. En weet julle vriende, hoe dit op daardie stadium ongelooflik baie gedoen, hoe die Here mens net optel, as tye wat jy werklik ervaar, jong, nou gaan dit moeilik, of jy sien in een van die kinders, dit gaan moeilik, en liewe vriende, wie verander iets in 'n kind se gedagtes? Net die Here kan. Kom ek deel met u, kan ek met u net so ietsie deel? Ouers is baie bekommerd, Friedrich, die oudste, is bietjie meer soos ek, ons praat nie baie maklik wat op ons hart is nie, ons verwerk dinge maar eerder self. En by 'n kind is dit seker nog nie altyd dalk 'n te goeie ding nie. Omdat hy nog nie te maklik en te baie gaan praat nie. Maar weet jy, nie lank daarna nie, toe moes die kinders saam met pa hulle gery het, dieselfde pad wat die ongeluk was. En ek moes 'n ander pad gery het, en my pa het toe weer in Pretoria gekry, en hy kom daar by my, en hy sê vir my, hy sê, papa, ons is so dankbaar. En ek sê, ja, waaroor? Hy sê, oor dit wat nou daar by die ongeluk gebeur het. Ek sê, hoe bedoel jy nou? Hy sê, wat sou gebeur het as papa dalk ook nou iets oorgekom het? Wat sou van ons geword het daar langs die pad? Wat sou gebeur het as daar agter daardie trok 'n ander trok aangekom het, en die kom weet voor, wat sou dan gebeur het? Dan sê hy, ons is dankbaar, die Here het ons bewaar. Jo, liewe vriende, dis net die Here wat dit in 'n kind se hart werk. Wat vir hom dit laat verstaan, en hom daardeur kom vertroos. Wat was een van die moeilikste tye, lieve vriende, een van die moeilikste tye was, toe die ongeluk nou klaar gebeur het, ons die kinders by die huis gekry, en ons het hulle in die bed neergesit. Ek was baie bekommerd geweest oor Madeleine, omdat sy toe ek haar laaste vir haar sussie gegee het sy nog gehuil, en toe ek weer kom toe slaap sy, nou weet jy nie, is haar inwendige beserings, jy weet nie al hierdie dinge nie. Die ander kinders kon praat, en so dat jy het nie agtergekom dat daar enige ernstige beserings was nie. En nie dank die Here, daar was toe nie, die dokter het gekom, en ons almal ondersoek, en ek het nou maar seker baie slegte hou op my regterkant gehad, en so, en dan sê jong, meneer Ver, dis almal reg, dis wonderlik wat die Here kom doen het. En lieve vriende, na die volgende oggend, die Sondagoggend, toe ek daar by hulle moes kom, en vir hulle sê, hey jong, mama is oorlede. Toe is daar baie hartseer, al het gehuil natuurlik, almal van ons. En toe op daai stadium, toe sê ek vir hulle, ek sê maar ons weet dit, dat mama by die Here Jesus is. Ons weet dit. En ons weet, as die Here kom, dan kom mama saam. Weet jy, dis so, toe berus hulle. Nog 'n traantjie of twee, en toe berus hulle. En lieve vriende, net die Here werk dit in iemand se hart. Net die Here. En weet jy, en dit is wonderlik hoe die Here dit in daardie oomblikke so vinnig kom doen. Ons, as ek een van die ander dinge ook kan vertel, nou, Marley het nou nader na haar verjaarsdag toe, nou probeer ons nou maar uitvis wat sy wil hê, en so meer, en sy kom ook daar na my toe, nou sê sy vir my, wat gaan ek vir haar gee, nou, sê ek, jong, ek gaan vir jou 'n boom gee.
Maar nou wil sy nou nie dit teleurgesteld lyk nie, weet. En nou sê sy, nee, maar eintlik soek sy iets om mee te speel. Ek sê, maar jy kan mos nou boom speel. Jy klim in om die swing en als van, nou ja, maar in elk geval is toe nou 'n groot gespottery op die ou end gewees. En toe op een stadium het sy met my ma gepraat, sommer so 'n bietjie. En sy sê vir my ma, sy sê daar's 2 dinge wat sy wil hê, maar sy weet die een kan sy glad nie kry nie. My ma sê, wat is dit? Sy sê, sy sal haar mamma wil hê. Maar sy weet, sy kan haar nie nou kry nie. En toe sê sy 'n vreeslike ding, liewe vriende. Sy sê, ouma, daarom moet ek reg lewe, want ek wil saam met my ma in die hemel wees. As 'n kind dit kan verstaan, dan kan 'n groot mens mos ook. Nou wonder ek, hoekom is dit dan so moeilik vir groter mense om dit te begryp? Is dit omdat sonde ons dan vasvang? Maar die Here dra. Net so rukkie terug, liewe vriende, kom Albert in ons hou huisgodsdiens. En dis 'n wonderlike ding, né, om huisgodsdiens te hou, goeie ding. En ons lees saam, en toe ons lees, dan kry elkeen so kans om te bid. En Albert, wat nou so 4 jaar oud is, hy bid toe nou ook. En hy bid hierdie woorde, hy sê, Here Jesus, laat my mamma net so bietjie afkom, dat ek haar net weer kan sien, dan kan sy teruggaan. Sjoe. Toe hy klaar gebid het, en die ander kinders uit te sê, ek vir hulle, ek sê vir hom, jong, weet jy, mamma kan nie weer hiernatoe kom nie. Mamma gaan eers kan kom, as die Here Jesus weer kom. Ja, sê hy weet het, maar hy wil net so bietjie, want hy het nou al vergeet hoe mamma lyk. Ek sê, maar hy is foto's in die huis. En daar is die foto's, ja, nee, hy weet hulle is daar. Ek sê, nou ja, daar kan jy mos nou 'n bietjie kyk en so meer. Ek sê, maar weet jy jong, môre sal ek vir jou foto wys, dit was by die aand gewees. En ek hoop toe maar, dat hy nou maar die aand droom, maar 'n bietjie oor sy ma. En die volgende oggend, toe hy nou wakker word, sorg dat ek daar is, en ek sê vir hom, hey, jong, het jy van my gedroom? Hy sê, nee, hy het nie van my gedroom nie. Ek sê, nou, van wie het jy gedroom? Hy sê, nee, hy het nie iets gedroom nie. Nou, toe is ek nou net so teleurgesteld. En lieve vriende, en toe bietjie later, toe vat ek hom. En ek sê vir hom, jong, kom, en sit op die rekenaar, foto's waar hy en sy ma ook saam is, so klompie van hulle daar reg. En ek sê, kom kyk hierso. Die tweede, die derde foto, toe staan hy op, toe sê hy, baie dankie. En hy wil nou weer gaan speel. Toe gaan speel hy. En hy berus. En hy berus. En hy berus. Wat maak dat kinders berus? Enige mens oor die dood berus. Nie die Here. Wat maak dit dat dit op sekere tye gebeur, lieve vriende? Omdat daar's kinders van God wat bid. Die Here roep hulle en wek hulle op om te bid. En hulle bid en die Here vertroos. En dit is die tweede saak wat ek wil sê. Party mense, by die gebed wil ek ook net dit sê, daar's mense wat gesê het, ons bid vir julle wysheid toe. En lieve vriende, en ek glo die Here het gegee en die Here help nog steeds en nog baie nodig. En maar die Here, ek wil net so 4 dingetjies hierso noem, of eintlik maar 3. Een van hulle is dat ons vir die kinders hierdie ding gesê het, is dat die Here is by mamma en nie gesê die Here het mamma kom haal nie. Vir 'n kind is daar 'n groot verskil, miskien nie vir ons nie, maar vir 'n kind is daar 'n geweldige groot verskil, liewe vriende. Want die tweede een, mamma kom haal, kan later 'n wrok by 'n kind opwek teen die Here. Hoekom vat die Here sy ma? Maar mamma kom haal, kan maak dat 'n kind kan bid. Here Jesus, laat my mamma net bietjie weer afkom. Hy is nie kwaad vir die Here nie. Hy kan nog steeds 'n versoek rig. Nie opstandig teen die Here. Kan nog steeds 'n versoek rig. Die ander saak is, ons het gesê, jong, ons moet elkeen iets laat doen. Die gesin moet nou, daar's 'n hegte band, maar dan nou baie hegte band gemaak word. En ons het vir die ene gesê, jong, dit is wat jy moet doen, en dit is wat jy moet doen, en dit is wat jy moet doen. En elkeen het 'n werkie wat hulle nou moet doen, spesifieke goeders wat hulle moet doen. Dalk nou nie altyd goed was, hulle altyd so baie hou nie, maar hulle moet dit nou maar doen. En weet julle, vriende, hierdie ding net om te sê, jong, ek behoort hier in hierdie familie. Ons het mekaar nodig. Want van die goedjies wat hulle moet doen is van so aard, dat as die een dit nie doen nie, dan gaan die ander een skade ly daardeur. So dit mekaar help. En daardeur het die Here vir ons gehelp.
En dan is daar 'n ander saak ook, voor die begrafnis en met die begrafnis het die mense van die ring, predikante van ons ring, die kerkraad, ander mense uit die gemeente het kom sê, jong, julle moet weggaan. Julle 'n bietjie een kant kom. En ek het gesê, baie dankie. Ons sal, maar ons kan nie nou nie. Ons moet eers dinge hier by die huis bietjie standvastig kry. En as dit standvastig is, dan sal ons weggaan. En dan kan ons, en daarna, dan sal ons nou terugkom. Want jy sien, liewe vriende, ek het toe maar net so gereken. As jy dadelik weggaan, dan wat toe kom jy terug? Maar as jy eers dinge vas het en ons gaan weg, dan weet ons almal na wat ons terugkom. Ons weet almal daar's 'n huis wat leer is, ons almal weet dit. En ons almal weet watter rol ons moet vervul. En dis maar dinge, liewe vriende, waarin die Here vir ons kom help het. En daarom, liewe vriende, ek wil nou nie, sielkundiges het hulle werk en is goed. Maar jy mooi hoor, daar is sekere goed wat net die Here kan doen. En jy moet hom alleen vertrou. En as jy dit doen, sal die Here sekerlik ons seën. 'n Derde ding wat ek vir u wil noem, hoe die Here ons kom vertroos het, is hoe die Here mense se harte net kom aanraak het. Jy weet, liewe vriende, as iets gebeur en jy weet nie hoekom nie, is dit moeiliker. Maar as jy so bietjie begin verstaan hoekom 'n ding gebeur, dan sê jy, dankie. Nog vanaand ietsie noem wat ek nou nog nie baie plekke genoem of gesê het nie, of eintlik vir min mense genoem het. Ek het bietjie vroeër in Jesaja waar ek gelees het, die Here gesê, jong, ek sal mense na jou toe trek, en daar sal baie mense kom, en also aan, en ek dog, hier gaan 'n lewing uitbreek in Bethel. Baie opgewonde daaroor dat dit gaan gebeur. En liewe vriende, die dag van Marlene se begrafnis, ons kerk was te klein, ons moes by die NG Kerk dit gaan hou het. En daar was baie mense uit die dorp uit, van oral af, familie, van die vriende, die gemeente, van oral oor die land is daar mense gewees. Ek dink net uit ons kerk uit was daar oor die 40 predikante wat daar was. Dit is nou buite nog van die studente wat ook daar was. En die Here het, ek dink dit alles maar beskik, en om in mense se harte te werk. As een van die ouderlinge daar, oom Wennie Koetser, oom Wennie het, hy was saam die aand van die ongeluk daar, en hy vra vir my, toe ek in die kar klim met die kinders, en hulle het my toe na huis toe gevat, vra hy vir my, waar is Marlene? En nou kan ek nou nie hier nou voor die kinders ons nou sê, ek wil dit nie toegesê nie, ek sê, hulle het daar klaar kom haal, en ek knik vir die ander ouderling, om vir hom te sê, sy is nog onder die kombi. En liewe vriende, en hoe dit ook al gebeur, ek het dit toe nie geweet nie, ek het eers later hierdie dinge uitgevind, hulle het toe nooit vir hom gesê nie. En terwyl hy daar loop en kyk, toe kom hy op Marlene af. En dit was vir my 'n geweldige skok. Die Woensdag aand het die hele tyd met hierdie ding geworstel, ek het nie daarvan geweet nie, die hele tyd het met hierdie ding geworstel, die Woensdag aand is hy by 'n biduur, en hy wou nie biduur toe gaan nie, hy was moeg gewerk, hy wou nie biduur toe gaan nie, maar hy gaan toe biduur toe, my pa toe die biduur gelei, en na afloop van hy biduur toe kom hy sê, die Here het my vrygemaak. Die Here het hom kom help. Hulle wou gehad het, hy moes sielkundiges en beraders, en ek weet nie wat alles te sien nie. Hy sê by hierdie biduur met die woord van die Here, het die Here my vrygemaak. En net daar die Here hom gehelp. Dis ek, Here, dankie vir dit. My ma, wat nou nog die hele tyd daar is, en vir ons baie help, daar is 'n sameloop van baie omstandighede oor 'n klompie jare heen. Een van die dinge, toe my pa nie voltyds in die SJK's en my ma nie meer in die gemeente is nie, was dit vir haar moeilik om nie meer so betrokke te wees by die gemeente nie. En dis raak my eensaam. En liewe vriende, en al hierdie dinge het haar toe bygedra, en toe nou die dood, en eers dames, sal ons nou weet, dis baie maklik om aan 'n ander vrou se kombuis te werk, né? Nee, dis nie. Ja, dis moeilik. En veral as jy met die dood te doen het, en jy vat aan dit, en jy onthou, vat aan dit, en jy onthou. En liewe vriende, en toe nou met die vakansie Bybelskool, nou so rukkie terug aan Tuine was my ma by die dokter, sy was siek. Die dokter het vir haar pille en goeders gegee. Die pille wat hy toe vir haar gegee het, is antidepressante.
En sy het dit vir my genoem by die huis, en vir my gesê, jong, dis wat die dokter vir my gegee het, maar hy het hom vir haar verduidelik het met 'n chemiese ietsie, wat ook al dit en so, en daar's 'n hele storie wat hulle verduidelik. Maar in my hart het ek net gevoel, hierdie ding is nie goed nie, en ek's baie bekommerd gewees oor my ma. Wat is die antwoord, liewe vriende? Bid. Dit was nie Vrydag. Die maandagoggend, toe staan my ma op, en sy kom uit met 'n lied in haar hart in die kamer uit. Toe het sy daardie nag met die Here geworstel. Sy sê die rede vir haar toestand is selfbejammering. Selfbejammering. En dit lei tot baie ander dinge, ongehoorsaamheid aan die Here, om die Here nie algeheel te vertrou nie. En sy het daardie pille gevat en dit in die asblik gaan gooi en die Here daar opgerig. Wonderlik, né? Wonderlik wat die Here kom doen. En liewe vriende, en dit is wat die Here vir 'n mens kom doen. Die Here werk in mense se harte. Ek kan nie vir u sê, liewe vriende, ek wil nou nie te veel uitbrei oor ons nood en amper sê ellende waarin ons verkeer het nie. Toe die kombi daar by hom is, toe weet ek dan hierdie kombi is klaar, is verby. En so, en nou ja, en ek maar net geweet, dis nou maar so. Ek het nie bekommerd gewees verder oor wat ek het, dis so. En weet jy, liewe vriende, daar het mense gekom uit die gemeenskap uit. Ek weet nog nie wie hulle is nie. Hulle kom, hulle sê, ons sal vir die begrafnis betaal. Hulle betaal vir die begrafnis. As mense wat allerhande ding, ek kan nie as ek vanaand moet begin noem, dinge noem, van wat mense gedoen het en gegee het, en besoeke, en dan daar sal nie genoeg tyd hê nie. Hoe die Here in elke behoefte kom voorsien het. Een van die groot sake, wel vir ons is dit 'n geweldige groot saak, nie dat die ander minder belangrik is nie, ek dink dis uit die opregtheid van enige hart, wat ook al gedoen is, en dis wat tel. Maar daar was iemand wat by die begrafnis my gesê het, hoorie jong, die persoon wil nie dat ek sy naam moet sê nie, so ek gaan dit nie doen nie. Het gesê, hoorie, as die einde van die jaar is daar 'n karretjie wat hy het, en dan is hierdie karretjie klaar betaal, dan gee ek hom vir jou die einde van die jaar. En ek het so gestaan en sê, baie dankie, maar in my hart dink ek die volgende, ek het nog net by 'n oop graf gestaan. Voor die einde van die jaar na baie water in die see loop. Ek het nie my hart op enigiets gesit nie. Ek waardeer die opregtheid en die bedoeling, maar ek het my hart op niks nie. Liewe vriende, het was nie baie lank daarna gewees nie. Toe bel dieselfde persoon en sê, luister jong, wanneer jy weer in hierdie rigting kom, dis hier na Pretoria, die Randse rigting, as jy weer in hierdie rigting kom, die kar kom haal. Ek sê, nee, hoe nou? Nee, sê, dis maar hoe dit is. En eendag moes ek my pa toe nou gery het, en ons ry toe so, en hy ry toe daar om, en liewe vriende, het ons daar kom, is daar 'n saak in my hart waaroor ek baie bekommerd was. En weet jy waaroor ek baie bekommerd in tye soos hierdie, dat emosie so groot rol speel, dat mense dinge sê, en hulle bedoel nie regtig wat hulle sê nie, en later voel hulle verplig om dinge te doen, en hulle sit hulle self in 'n baie moeilike posisie. En daarom is ek bang as iets uit emosies, as die Here 'n ding werk goed, en dis in my hart. Ons kom daar so, en die persoon sê die volgende, jong, weet jy, nadat ek daar by jou weg is, toe het ek gedink, het ek nie te vinnig gepraat nie. En hy het voor die Here gaan stil word, en die Here het dit bevestig. Die volgende oggend toe ry hy in dieselfde kar, ry hy, en toe hy ry oor radiokansel het iemand gepreek, en hy preek toe oor Ananias en Safira, en oor dit wat hulle terughou. En net daar, toe hy by die werk kom, toe bel hy my, sê vir my, luister, ek mag nie terughou nie. Jy moet die kar kom al. En daar voorsien die Here vir ons 'n kar. Die Here voorsien in al ons nood. Alles wat ek sê is tot eer van die Here. Die kinders het met die skaak in Mpumalanga skaak gekry. En nou is daar kostes daaraan verbonden, ons het nog gesien, ons sal planne moet maak en al so aan. En nou vriende, die Here het voorsien vir dit ook. Die Here is wonderlik. En dit klink dalk nou simpel, die vriende, maar deur al hierdie dinge, het die Here ons kom vertroos. Daar's nog 'n saak wat ek wil noem, hoe die Here ons vertroos. Iemand het gesê, het jy nie moeg geraak vir al die oproepe nie? Vir almal wat gebel het, en almal, het jy moeg geraak vir die dinge? Nee. Hoekom nie?
Want dit kos iets om te bel. Dit kos iets om 'n draai te maak. Dit kos iets. Ek het nie hierdie tyd agtergekom, liewe vriende, daar's mense wat een oom by my aangekom, hy's al redelik oud. Hy sy vrou verloor ook hulle was al redelik bejaard toe sy vrou oorlede is. Hy het daar aangekom, hy kon nie ophou huil nie. Oor die seer in sy eie hart. Hy sê dit krap net al daai goed weer oop. En weet jy wat het die Here beskik? Elke keer wanneer ek vir iemand vertel het, want party mense vra anders te bang om te vra. Elke keer wanneer ek dit moes vertel het die Here 'n stukkie sterker gemaak. Stukkie vir stukkie sterker. Het die Here gehelp. En weet julle vriende, op die ou end was soms is daar iemand wat baie hartseer is en hulle huil vreeslik en dan kan jy nog sterk wees, dan is daar 'n ander ou, hy so kalm soos nog iets en bars jy sommer uit van die trane. En ander kere, net as jy dink jy's oor 'n ding dan kom dit weer. En al hierdie dinge die Here stukkie vir stukkie vir ons sterker gemaak. En weet jy, en anders kan ek nie dit genoeg sê oor mense wat bel, nou nog bel, vra, hoe gaan dit? Ons het 'n moeilike dae agter die rug, Marlene se verjaarsdag wat in September was, myne wat nou Vrydag was, vandag Marlie se. Maar die Here het ons deur al hierdie dinge, ek kan nie vir u sê hoekom optel nie. Dat ons nie een van ons in 'n gat sit of plat geslaan is nie. En daar's 'n teksvers wat sê, dood, waar is jou angel? En dan sê hy, die angel van die dood is die sonde, sê die Bybel. Liewe vriende, is onvermydelik dat jy een of ander tyd met die dood te doen kan kry en die angel kom in jou in. Maar nou weet ons almal met 'n buise angel, né, as jy hom so gaan druk, dan druk jy mos al die gif in jou in. En as jy nou op 'n plek kom en die dood raak jou, dan is die keuse daar, hoe gaan ek hierdie angel nou hanteer? Hoe gaan ek hom nou begin verwyder uit my lewe uit? Of hoe gaan ek hom uitkry? En as jy dit nie reg gaan doen nie, dan gaan dit sonde, as jy oorgaan om sonde te doen. Of het is dat jy die Here nie algeheel vertrou nie, of het is dat jy nie wil aanvaar nie, of het is dat jy kwaad raak voortdurend, of is dat jy opstaan, of het is dat jy haat in jou hart dra, want jy kan mos nou maklik kwaad raak en haat in jou hart dra vir enige trokdrywer, né? En liewe vriende, nou moet ek nou kies, gaan ek dit doen of gaan ek dit nie doen nie? En die oomblik wat jy gaan toegee aan sonde, dan kom hy gif in jou lewe. En dis hier waar dit kom, Here, ek het nodig om aan U gehoorsaam te wees. En ek kan nie vir sê hoeveel gedeeltes die Here nou in die laaste tyd my daaroor gepraat het, gehoorsaamheid, gehoorsaamheid, gehoorsaamheid. En as jy nie gehoorsaam is nie, die skade wat sal kom. Maar wees gehoorsaam. En wanneer ons gehoorsaam aan die Here is, dat die Here sekerlik kan onderneem en deurdra. Ek het vir nou vertel van die 3 kinders, ek wil gou vir iets van Madeleine, die heel kleintjie, vertel. Sy kan nie huil nie, of wel? Sy kan nie huil oor haar ma se dood nie. En sy moes die ander kon oor huil, en ons kon bietjie praat, en hulle kon so bietjie verstaan, en die Here het wonderlike dinge gedoen vir hulle. Maar Madeleine het ongelooflik aggressief geword. Sy het gryp sommer die ander kinders aan die hare, slat hulle sommer met allerhande goeters in die gesig en oral oor. Sy het baie kwaad geword. En as jy iets vir haar sê, en sy sê, moenie, en los my, en moenie my vat nie, en al sulke goeters. Joch, en ek het net geweet, jong, iewers sal ons hierdie ding moet begin hanteer, en een Sondagoggend sê ek weer vir sy Madeleine eet, en sy sê, ek sal nie, of ek gaan nie, wil nie, so iets. En ek sê van, jong, of jy eet, of ek gaan haal die ding, en dan wikkel ek jou. En sy sê, nee, en sy skreef weer daar op my, en sy begin het doen, al die groot mense doen. En ek het net geweet, jong, daar is nog 3 ander kinders in die huis. Hierdie enetjie kan nie ons almal sin verwoes nie. Sy sal moet inkom. En ek het haar gewikkel, sy het goed geskrik. In elk geval voor Sondag aand verby is, dink ek het sy 4 keer pak gehad. Sy het aan die slaap geraak, voor ek in die bed is, en toe ek nou daar op die bed kom, op die ouend, die vriend, as sy wakker word in die aand, daai Sondag aand, as sy wakker word daai aand, en sy sien ek is hier langs haar, dan skuif sy weg bo op haar boetie, net om weg van my af te kom, so kwaad is sy. Juggie, en dis 'n ding wat my baie bekommer, nee, hierdie kwaad kan nie so bly nie. En weet jy, lieve vriende, en die Here begin hierdie meisiekind te draai, en te draai, en te draai.
En tot ek dink so 2 aande daarna, toe kom lê sy binne aan haar pa se arms. Toe kruip sy nie meer weg nie. Nou sê ek, net die Here doen dit. Net die Here keer daai skade, net hy. En daarom kan mense hom algeheel kom vertrou. Maak die Here 'n fout, liewe vriende? Nee. Die Here maak nooit 'n fout nie. Want jy sien, toe ek maandag gepreek, of Vrydag gepreek het, alles werk mee ten goeie vir hulle wat God liefhet, was dit Saterdag aand vir my ook van toepassing. En dis dan wanneer die woorde kom, waar is al die studente en dominees en almal? Practice what you preach. Dis dan wanneer dit kom. En ek moet sê, Here, ook hierin. Sê die woord, alles werk mee ten goeie. Ek verstaan nie hoe nie, maar alles werk mee ten goeie. Ek kan nie vanaand vir u vertel wat dit is om alleen in die bed te lê nie. Want daar was nog nie so aand nie. Toe ek en Marlene getrou het, het ons nog nie, as haar kinders kom, ons bly, en Frederik is gebore. So gesê, as daar nog een kom, en sy het ook so, en Marlie is gebore. En toe het ons gesê, nou stop ons. Nou ja, ons stop het toe glad nie gewerk nie. En weet die liewe vriende, en daar is nog 2 kinders gebore. Maar die Here het geweet hoekom. Die Here het geweet, hy moet hierdie kinders gebruik om groot mense, hulle pa, later te troos. Om hulle pa later te help om deur 'n vreeslike ding te kom. Die Here het dit geweet. En partykeer gee die Here dinge na ons kant toe en ons voel ongelukkig oor dit. Vergeet nou, kinders, ander dinge ook. Maar die Here weet hoekom. So lieve vriende, as iemand teenoor die Here opstandig is, en as iemand die Here nie ken nie, kan hulle baie maklik kwaad raak vir die Here, vinger wys na die Here, en van die Here afvallig word. Die dood gaan of maak dat jy meer afhanklik van die Here word, of het gaan maak dat jy harder word. Jy kies, jy kies. Die Here gaan alles daar vir jou stel vir die goeie, en jy gaan kies, gaan ek dit vat of gaan ek dit nie vat nie. Die Here, en as jy dit nie vat nie, dan moet jy weet die slegte gaan kom. Hoe verder die van die Here af weggaan, hoe slegter gaan dit raak, lieve vriende. En dis daar waar ek kom om te sê, Here, ek kan nie anders as om net so voor U te kom buig, om vir U te kom vra, Here, kom help vir my. Lieve vriende, ek gaan afsluit. As ek vanaand afsluit, wil ek vir U net hierdie 4 dinge noem. Toe die Here geween het, was dit trane van goddelike besorgdheid wat hy gehad het in die Bybel, met Lazarus en oor Jerusalem. Toe die Here geween het, was dit trane oor 'n individu, en dan was dit trane oor baie, oor 'n stad wat daar was. Toe die Here geween het, was dit trane oor die dood, en oor hulle wat lewe. En dan was daar, toe die Here geween het, was daar trane, wat anderen kon deel, by Lazarus kon hulle verstaan, hulle het gesê, kyk hoe lief het hy hom gehad, maar oor Jerusalem is daar baie, wat hy tydens daardie feestelike atmosfeer, dit nie kon verstaan nie, hulle kon dit nie verstaan nie. Hoe is dit op my en u van toepassing vanaand? Wanneer u trane voor die Here moet stort, liewe vriende, dan huil die Here saam met u in goddelike besorgdheid, huil hy saam met u. En hy weet hoe om te sorg en hoe om te voorsien. Miskien huil hy vanaand oor 'n individu, 'n kind, wat die Here nie dien nie. Miskien huil hy oor 'n familie, of 'n gemeente wat die Here nie wil dien nie. Miskien huil hy oor iemand wat dood is. Miskien ween nie oor iemand wat al reeds lewe. Maar waar jy is, lieve vriende, wil jy dit nie vir die Here kom bring nie. En as jy daar die trane na die Here toe bring, hoe ander mag nie altyd verstaan nie, maar God verstaan. Die Here weet presies hoe om elkeen van ons te vertroos. Hy weet die dinge waaroor 'n ou net dink. Niemand gesê nie, dink net daaroor, en die Here kom vertroos jou daardeur. As die Here in die hart opwek om iets vir enige iemand te doen, te bid, te bel, te gee, te wat, doen dit. Doen dit. God het dit gebruik om ons te vertroos. En die Here het ons vir mekaar gegee, sekerlik, om te vertroos. Liewe vriende, wil u dit nie vir die Here kom gee, Here?
Ek wil my lewe aan U kom wy. Want ek weet nie wanneer my lyn getrek is nie. Iemand het my gevra, maak die duiwel nie mense dood nie? Het die duiwel nie vir Marlene doodgemaak nie, dat sy kan ophou getuig, want sy het 'n goeie invloed gehad by die skool. En liewe vriende, en ek het vir hulle vertel, wat ek vir u nou vertel het, wat by die ongelukstoneel gebeur het. God beskik. Maar nou wil ek jy moet aan dink vir 'n oomblik aan ietsie anders. As iemand in die hemel is, liewe vriende, 'n ma van 4 kinders, as sy in die hemel is, en sy wil nie terugkom na die aarde toe nie, wat 'n wonderlike plek is die hemel nie. As sy in die hemel is, daar, liewe vriende, of daar in die hemel wat sy is, ek glo my heel hard. Daar wat sy is, liewe vriende, wat sou sy vir ons gesê het? Ons is bekommerd oor baie dinge, wat gaan word van die, wat gaan word van die kinders, wat gaan word, soos hy nie vir ons sê. Moenie bekommerd wees nie, die Here, ek weet wat die Here gaan doen. Vertrou net, wees net gehoorsaam, vertrou net. Is dit nie so nie? En daarom, lieve vriende, kan dit nie anders as om te sê, Here, ons rus in U, ons vertrou op U. Waarom is Marlene in die hemel, lieve vriende? Of sy 'n goeie mens was? Nee. Omdat sy 'n keuse gemaak het om die Here Jesus aan te neem as haar verlosser en saligmaker. Dit is hoekom sy in die hemel is. Geen ander rede, dis die enigste rede hoekom sy in die hemel is. Daar het 'n dag in haar lewe gekom, wat sy die Here vertrou het, Here red my siel, sy het geweet sy is nie 'n kind van die Here en die Here het haar siel gered, en haar lewe dit gewys ook, dat die Here werk vir haar gedoen het. En dank die Here daarvoor. Dis 'n wonderlike vertroosting, om te weet, daar is iemand wat wag in die hemel. Kan ek vir u raad gee? As u moet gaan en die familie moet agterbly, die kinders, die man of die vrou moet agterbly, die grootste troos vir hulle is, papa en mamma is regtig in die hemel. Baie mense sê so, nou hoop hulle maar is regtig in die hemel. Dis 'n troos. Liewe vriende, die Here het dit gebruik om daardie kinders so, in daai oggend net so te troos. Sal hy dit nie vir u doen nie? Sien nie wat die waarde, dat u lewe met God reg is. Dis die waarde. Kan ek u vra, is u saak reg? Ek het nie tyd om vir u te vertel van die geweldige effek, wat dit in die gemeenskap gehad het nie. Liewe vriende, tot nou toe. Ek het nie tyd nie. Een van die vrouens kry my in die dorp en sy sê vir my, hoekom moes ek nie weggaan nie? Ek is meer goddeloos, ek moes eerder weggegaan het. Ek sê, nee, jy verstaan nie. Die Here wil jou juis 'n kans gee. Jy sien, liewe vriende, die Here gebruik hierdie dinge, alles tot sy eer. Maar as jy vanaand moet gaan, is jy reg. Is jy gereed om God te ontmoet? In een oomblik, liewe vriende, in een oomblik. En kan ek maar van die geleentheid gebruik maak, as ek afsluit, om vir u te sê, dankie vir die voorbidding oor ons land heen, baie dankie vir almal wat bid. Nie net vir my en die kinders nie, ook vir my skoonpaale, Andries hulle, Rita en Erna hulle het almal baie gebed nodig, en dat u vir hulle sekerlik sal bly bid. Kind van die Here, as u vanaand hier sit en u sê, u saak is reg met die Here, wil ek opnuut onder die aandag bring, die waarde en die krag van gebed. U dink, u bid maar net gou in die kamer, u weet nie wat God in 'n ander kamer doen nie, u weet nie. Die waarde van gebed. Hou aan bid, hou u lewe reg, God sal dit gebruik tot 'n getuienis, tot sy eer. Gee vir die Here die eer. As jy iemand hier is en u ken nie die Here nie, wil ek by u pleit, vanaand. Maak reg, liewe vriende. Ons het nog baie planne gehad. En nog baie reëlings gehad, wat ons saam sou doen. Ons kan nie meer nie. Wie sê die planne wat jy het, gaan jy kan doen? As jy nog nie bekeer is nie, kom bely jou sonde voor die Here. Jou sonde gaan jou net 'n groter ellende dompel. Liewe vriende, jou sonde kan jou haas na jou dood toe. Jy kan dalk die ou wees wat môre as gevolg van dronkenskap in 'n boom injag. Jy kan. Wat dan? Gaan hulle oor jou lewe kan getuig iets moois? As hulle moet sê die toestand waarin jy is?
Gaan jou pa en ma, gaan die ander mense, gaan jou vriende werklik met 'n eerlike hart voor die Here kan berus? Hierdie maat of vriend of seun of dogter vir my is in die hemel, sal dit regtig kan doen? Hulle gaan nie. Hulle gaan so praat met die begrafnis en na die begrafnis, maar jou vriende, daar in die kamer alleen, gaan pa en ma weet. Boetie of sussie het goddeloos geleef. Boetie of sussie was 'n dronkaard toe hulle gesterf het. Meneer, jou vrou gaan dit dalk weet. Wil jy nie met die Here regmaak, bly by U. Jy gaan nie kans hê, as dit gebeur, om te roep, Here help my nie. Maak nou reg. Mag die Here help, amen. Kom ons buig die hoofde. Liewe vriende, as daar enige persoon is hier wat sê, ek het nie vrede met die Here nie. Wil jy nie met die Here regmaak nie? Miskien is jy bang om dood te gaan. Ag, dis jy is dan nou die tyd om tot die Here te kom roep en te sê, Here, ek wil my lewe aan U kom gee. Ek wil U dien. Kom na die Here toe en sê, Here, bely U sonde. Neem hom aan as die verlosser en saligmaker en dien hom. Maar kom gee U lewe vir hom. Moenie uitstel nie. Jy wat dalk oor die TV ook kyk, wil jy nie met die Here regmaak nie. Daar's moontlik 'n nommer wat verskyn op die onderkant van die skerm. Bel dit. Maak reg met die Here. Iemand anders in hierdie saal, vandag hier in die kerk hier, wat sê ek is nie reg nie, maak reg. Liewe vriende, ek wil by u pleit. Miskien is jy kinders van die Here wat hier sit. En nie as kinders van die Here sit met 'n wrok of iets teen een of ander kind van die Here. Miskien beklei jy as man en vrou oor nonsens goedjies. Watter kan die toiletpapier van die rol moet afhardloop aan die voorkant of die agterkant? Wat 'n nonsens ook al. Laat staan daai nonsens. Besef waaroor die lewe gaan. En maak reg met mekaar met die Here. Ons dierbare Here, ons wil kom bid in hierdie aand vir mense wat nie met U reg is nie. Ek wil vra Here dat U hulle sal uitdryf om dan ook hulle lewe voor U te kom aan U te kom gee. En ons vertrou U vir die wonderwerk wat U kom doen. U alleen kan 'n hart kom omkeer, U alleen kan 'n mens verander. En Here, in U het U lewe gestort sodat mense verlos kan word van Satans mag, kinders van God word. En U kom waarlik en tel hulle op. Ek bid Here ook vir kinders van U, dra vir hulle Here, bring hulle opnuut dat ons elkeen in erns en toewyding U sal dien en sal bly volhard totdat U kom, omdat ons weet Here dat dit is wat U vra en dat U dit sekerlik gebruik tot eer van U naam. Ek bid vir mense wat in hierdie dae dalk in hartseer verkeer, Here, of dit is oor iemand wat dood is en of dit is oor iemand wat lewe. Ons weet Here, U alleen kan kom vertroos en ek kom bid dat U vir hulle so sal kom vertroos deur die woord en Here, dat hulle werklik waar daardie berusting in U sal kry. En U help ook dan vir ons Here, elkeen om by te dra by die goeie werk wat U ook in daardie lewens wil begin en ons eer U vir U werk. Gaan dan voort en bereik U kosbare doel. Amen. Gaan in vrede as jy vrede het, as jy nie het nie, wil ons jy vra, bly oomblik agter, ek glo jy sal baie wees wat jy kan help, en jy maak vrede met die Here. En as jy wil uitstel, wil jy nie die Here ernstig by die huis gaan soek, as jy tot dan kan wag. Kind van die Here, gaan soek die Here, maak reg. En ons dien die Here, totdat hy kom. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met een en elkeen. Amen.